Kan jy glo ons is by tree 20? Dis ons tweede laaste tree, ons het al 'n lang pad saamgestap. En ek is so bly jy het deurgedruk tot hierso. Nou, ons het reeds in tree 16 gekyk na mentorskap deel 1 en ons kyk in hierdie hoofstuk na mentorskap deel 2. Kom maar kyk net gou weer na tree 16. Ons som dit net weer op en die inligting daar is belangrik genoeg dat ons dit moet vas lê in ons lewe. So wat het ons gesê by mentorskap deel 1 in tree 16? Wat is 'n mentor? 'n Mentor is iemand wat ander mense beïnvloed, rigting gee en leiding gee. Nou ons moet dit binne die Christendom definieer, want ons wil disippels maak. So die definisie is dan 'n disipelmaker is iemand wat ander mense beïnvloed, rigting gee en leiding gee om Jesus te volg. Nou ek wil jou weer eens vra, moenie dat die term leier of mentor jou afskrik nie. Want leierskap en mentorskap is niks anders as invloed nie. Ek en jy moet ons invloed gebruik om mense by Jesus uit te kry. Ek en jy moet ons invloed gebruik om mense disippels te maak van Jesus Christus. So, ons het reeds vir mekaar gesê, ons almal het reeds invloed. Ons moet leer om hierdie invloed te gebruik om mense by Jesus uit te kry. Nou, ons het reeds gekyk na hoe om ons invloed te fokus. Ek wil in hierdie hoofstuk praat oor hoe gaan ek my invloed uitbrei. Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 1, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. En dis basies wat ek en jy doen. Dis wat ons doen met ons invloed. Ek en jy stap die pad wat ons wil hê mense moet volg. Ons beïnvloed mense om agter ons aan te stap, soos wat ons agter Jesus aanstap. Net weer 2 Korintiërs 2 vers 2. Paulus sê, ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat nie, as oor Jesus as die Christus, en wel hom as die gekruisigde. Nou, in hierdie hoofstuk kyk ons, hoe brei ek my invloedssfeer uit? Ek gaan met jou 5 fases deurloop, wat vir jou gaan help om jou invloedssfeer nie net uit te brei nie, maar te verdiep. Kom ons kyk daarna.